Dit is uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings en jy is baie welkom vanmôre hier by ons. Ons is besig met 'n reeks wat handel oor die tema aan die voete van Jesus. En vanuit die Here se woord kry ons wonderlike boodskappe wat die Here vir ons as sy kinders wil leer. Baie dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Voordat ons vanmôre begin, kom ons word stil voor die Here en ons buig in aanbidding voor hom neer. Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer eens kan stil word aan die voete van ons Heiland, Jesus Christus. En voor U kan neerbuig in aanbidding. Ons prys U groote naam, want U is ons God. Wat 'n voorreg om U kinders te mag wees. Ons wil vanmôre na U woord luister, o Here. Open ons harte en bevestig U woord in ons lewens, sodat U naam geëer kan word en ons in die geloof versterk kan word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, ons gaan uit die woord van die Here vanmôre saam lees uit Jesaja 30. Ons lees die eerste vers en die 15de vers. Elende wag vir die rebelse mense, wat planne uitvoer, wat nie van my afkom nie, sê die Here. As julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue. Liewe vriende, ek en jy wat kinders van die Here is, moet weet dat ons die Here nodig het in ons lewe. Ek en jy wat in Jesus Christus glo en kinders van hom is, moet aan sy voete stil word elke dag om na die Here se woord te luister. Sonder sy krag in ons lewe is dit nie moontlik om staande te bly nie. Ek en jy het wysheid nodig en insig nodig. Die oomblik wanneer ons op onsself begin staatmaak, dan begin dinge skeefloop. In ons teks sien ons dat die Here vir die profeet Jesaja na die volk Israel toe stuur en hy begin hierdie hoofstuk met hierdie woorde. Elende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van my afkom nie, sê die Here. Wanneer ek en jy ons lewe beplan, moet ons rekening hou met die Here. Ons moet seker maak dat die besluite wat ons neem en die rigting wat ons kies, ook die rigting is wat die Here wil hê ons moet ingaan. Daarom moet ek en jy seker maak, ons moet luister na die Here. En waar is die beste plek om na hom te luister? Aan die voete van Jesus en waar hy deur sy woord met ons praat. In vers 15 kom sê die Here vir sy kinders, as julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Ons moet natuurlik ons tot die Here bekeer. Ons moet ons rus by hom vind. Waarom swoeg en sweet ons so en waarom probeer ons altyd ons eie probleme self oplos en hanteer? Jesus is daar vir ons. Hy wil ons lei. Ons moet aan sy voete stil word. Vers 15 sê verder, julle krag lê in stil wees en vertroue. Ons het beslis krag nodig in hierdie wêreld om te kan oorleef. En die enigste plek waar ons dit by kan kry, is by Jesus ons Here. In stil wees voor hom, in luister na hom, in vertroue op hom, daarin lê ons krag. My bede is dat die Here ook vandag vir jou sal laat stil word by die voete van Jesus, dat jy jou krag by hom sal vind en dat jy al jou vertroue in hom alleen sal stel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vanmôre vir ons vanuit U woord kom leer het, wat U van ons verwag. Dankie Here dat U ons God is, wat ons wil seën en lei. Laat ons nie ons eie planne navolg in hierdie wêreld en teen die wil van die Here optree nie, maar laat ons na U wil vra
en stil word aan die voete van Jesus. Bevestig vandag u woord in ons harte, sodat ons lewens tot verheerliking van u alleen sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.